Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Vandag is Vrydag en ons maak vandag klaar met die boek van Haggai. As jy dit dalk gemis het, kyk gerus na ons YouTube kanaal, dit is daar opgelaai. En soos ons die hele week al noem, is Haggai die 10de van die 12 klein profete of die boek van die 12. En Haggai profeteer alweg 520 jaar voor Christus, wanneer die Israeliete terugkom na vervalle Jerusalem en die tempel herbou. Ons kyk vandag na Haggai 2 vers 20 tot 23 met die vraag, hoekom kan ons hoop? Want God het 'n plan vir die toekoms. Kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Haggai 2 vers 20 tot 23. Dit is die tweede woord van die Here tot Haggai op die 24ste dag van die maand. Sê vir Zerubabel, die streeksgouverneur van Juda, ek gaan die hemel en die aarde laat bewe. Ek gaan die koninklike trone omverwerp en die nasies se magtige koninkryke verwoes. Ek gaan die strydwaans met hulle drywers omkeer. Die perde sal neerval en die ruiters sal mekaar met die swaard ombring. Op daardie dag is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Sal ek jou, my dienaar Zerubabel, seun van Sealtiel, neem, is die uitspraak van die Here, en ek sal jou soos 'n seelring maak, omdat ek jou uitverkies het. Dit is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Tot sover dan die woord van die enigste en lewende Here. Hoekom kan ons hoop? Want God het 'n plan vir die toekoms. In Haggai 2 vers 20 tot 23 kry ons 'n kragtige belofte. God sê aan Zerubabel, die leier, op daardie dag is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Sal ek jou en ek sal jou soos 'n seelring maak, omdat ek jou uitverkies het. 'n Seelring was 'n teken van gesag en guns, soos 'n koninklike stempel wat hy op briewe gesit het en aan sy kinders ook oorgedra het. God beloof dat Zerubabel deel is van sy groot plan met hierdie metafoor, want uiteindelik wys dit na Jesus die Messias. Selfs in 'n tyd van onsekerheid soos Zerubabel gee God hoop deur sy soewereine plan vir sy volk, want hy het lank reeds bepaal waar ons en hulle in sy plan val. Hoekom kan ons hoop hê? Want God het 'n plan vir jou lewe, al voel dit nie so nie, en al is dinge die mekaar. Ons bely immers dat God regeer, en Jesus sal terugkom om sy koninkryk te voltooi. As feilbare mense is dit soms moeilik, want ons wil bekommerd wees vir die toekoms. Sal ek my eksamen slaag? Gaan ek bevorder word by die werk? Gaan ek dalk my werk verloor? Gaan ek gesond word? Maar God weet waar jy inpas in sy groot prentjie. Jou taak is om op hom te vertrou en sy wil te volg, een stap op 'n slag. Dink daaraan amper soos 'n GPS wat iemand anders vir jou ingestel het. Jy weet nie presies waarheen jy gaan nie, maar jy weet die GPS weet presies hoe om jou daar uit te kry. God is soos daardie GPS. Hy weet waarheen jy heen gaan, selfs al is die pad nou onduidelik. Vertrou sy aanwysings en hy sal jou lei. Wanneer jy bekommerd is oor die toekoms, onthou dat God 'n plan het. Vertrou hom deur te bid, deur sy woord te lees, deur sy roeping te volg. Dit kan beteken om getrou te wees aan klein dinge, soos om iemand anders te help wat in nood is, om met 'n kollega te praat by die werk. God se plan is nie altyd duidelik nie, maar hy is altyd in beheer. Ons bely immers dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, wat beteken dat God die een is, wat die wêreld geskep het, steeds skep en voorsien aan die wêreld en ons behoeftes, soos die Almagtige Vader wat hy is, en jy kan daarop staat maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons deur Haggai leer, dat U 'n plan het vir Zerubabel se toekoms. Help ons om nie te bekommer nie, maar om te vertrou dat U 'n plan het vir ons toekoms. Ons bid hierdie nie omdat dit verdien nie,
aan die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, wat in ons plek gesterf het, aan die kruis vir ons sondes, in sy naam alleen. Amen. Dit was dan ons oordenking vir vandag, en dan my uitdagingsvraag vir vandag. Watter bekommernis oor jou toekoms kan jy vandag vir God gee? Dink daaroor na en vertrou hom. Sien julle dan Sondag vir ons erediens.